Halleluja. Kan jullie Heilige Gees ervaar? Saam is sterk. Ons die ons sitplek is so great om julle almal saam met ons te hê. Ek weet daar is van ons Kairos mense wat op die paaie sit en nou inluister op pad kerk toe. As gevolg van die G20 wat hier is, baie sterkte vir julle. Welkom almal wat inluister. Kom maar, die saam van julle is so sterk in hierdie plek vanoggend. Ek voel dit oor my hele liggaam. Ek voel so pits en needles. En volgende week is ons Catch the Fire. Volgende week is ons Catch the Fire. Dankie Dries, daar nog iemand wat sê, amen vir die Catch the Fire. Volgende week Catch the Fire, prophetic impartation. Dis ons laaste Catch the Fire vir die jaar. Ons gaan ook die live band hê, ons gaan invloei, ons gaan vir almal bedien. André, welkom, al die pad van Amerika af, welkom hier saam met ons, so bly dat jy saam met ons is. Ek is baie excited vir dit wat die Here ook in jou lewe gaan doen. Mense, almal wat inluister Facebook familie, baie welkom, almal oor die hele land wat inluister. Kom ons share hierdie boodskap, kom ons like hierdie boodskap. Vandag gaan ek met u deel oor when God says no. En deur al die jare was daar baie teachings al gewees oor 7 steps to overcoming, 7 steps to gain favor, 7 steps for breakthrough, 7 steps for acceleration, 7 stappe om oor stress te kom, ruling, reigning, claiming, framing, al daai tipe goede. Maar ek het nog nooit gehoor in die kerk, en soos ek vroeger gesê, ek het al die voorreg gehad om deel te wees van 7 gemeentes deur die jare al van 1998 af. En ek het nog nooit beleef dat iemand ooit gepreek het. Ons almal weet van wanneer die Here ja sê. Maar wat doen jy as die Here nee sê, of as die Here nie antwoord nie, of as die Here stil is? Wat doen jy dan? Want dis moeilik. Dis moeilik om nie te voel, maar ek voel of ek my geloof verloor as ek nie kry waarvoor ek vra. As ek nie kry waarvoor ek smeek nie, as ek nie kry wat ek die Here vertrou op. En dis baie, deur die jare het ek al gesien hoe baie mense hulle geloof verloor, omdat hulle smeek en vertrou die Here, hulle kry, hulle vry, hulle deursoek hulle hart, hulle bely sondes wat hulle nog steeds gedoen het nie, hulle probeer alles moontlik inkom om in te tap, en nog steeds die Here stil, nog steeds antwoord die Here nie, of nog steeds gaan die deure nie oop nie. Wat doen jy? En ek wil eerlik vir julle sê, ons het nie geloof nodig wanneer dit goed gaan met ons. Ons het juist nie geloof nodig wanneer die deure nie wil oopgaan. Wanneer dit so stil is, jy kan die krieke hoor kriek. Wanneer jy voel, jou gebeure slaat hier die dag vas. Come on, is hier iemand in hierdie kerk vanoggend hierso. Wanneer jy voel, maar die Here voel ver. Baie dit al ervaar. Here voel ver. Here voel, ek weet eers of my gebed by die hemel te poorte uitgekom het. En tog weet ons is belangrik om te bid, want ek bedoel, Jesus het ons geleer om te sê, dis hoe julle moet bid. Maar wat doen jy as jy nie meer voel ek kan bid? Wat doen jy as jy nie meer voel, ek weet nie of ek geloof het om nog te bid nie. Ek weet nie of, wat die woord sê, die Here se oor is gedraai na die opgeroep van die regverdige. Maar as die Here se oor gedraai na my toe, is ek 'n regverdige. Maar as ek dan 'n regverdige is, hoekom kom dit nie neer nie? Hoekom? En ek dink, dis waar ons teaching kort, wat ons kort teaching, dat wanneer jy buite staan, en dit reën, dat jou trane saam met die reën druppels afloop, dat niemand kan weet jy huil. Wanneer jy opstaan, jou oë afvee, en ons swaar, hoe gaan dit met jou moed aan? Die Here my jou hart breek van binne.
In die kerkwêreld het ons aangeleer dat ons almal net nice gesigte opsit en ons sit sulke lekker perfume aan, dat ons net lekker ruik en nice gesigte, lekker gemake-up en ons loop met stikkende harte rond. En die pastoor kom en sê, hoe gaan dit? En ons weet die helfte van die battles wat elkeen van ons deurgaan. Maar ons wil dit nie deel nie, want die Here se naam is op die spel. Ons wil dit nie share nie, want miskien as ons dit share en sê, maar ek gaan deur 'n emotional battle, of ek gaan deur geloofstryd, dat ons voel, yes, maar ek gaan nou skade aan die Here se naam maak, want jy is ons nou 'n gesalfde van die Here. Come on. En ek kom op 'n plek wat ek besef, daar's baie keer wat ons God is 'n God van balans en ek kom agter baie keer in ons lewens het ons strengths en jy great strength met baie weaknesses. Jy is victorious in een area, maar jy's 'n victim in 'n ander area. Jy victory op hierdie plek, maar op 'n ander area fighting nog the good fight of fight. Ek is okay, iemand nog nie okay hier nie. Ek het hierdie oorkom, maar ek het nou hierdie nog nie oorkom. My geloof is sterk hier, maar my geloof struikel hier. Ek is en dis nie altyd die vyand nie. Dis die ergste, dis nie altyd die vyand wat ek doen nie, want ek het al die duiwel bestraf en ek dink hy sit in die hoek en hy sê, wat sê ek? Want ons voel, dit moet altyd die vyand wees, maar partykeer is dit God. Wat die sê? Kom ons kyk na die skrif. What do we do when God says no? En mense, ek besef, jy kan so anointed wees, so gifted wees, soveel kennis hê oor baie teachings, en jy kan, ek weet Priscilla is self lief om elke week in teachings in te gaan, en hulle share, en die ouens wat op woensdae saam met ons sit, met ons midweek connect, ons het soveel teaching, wat ons share, jy kan highly favored wees, jy kan anointed wees, jy kan teachable wees, jy kan soveel talente hê, jy kan suksesvol wees in jou besigheidswêreld, jy kan suksesvol wees in finansiëel, jy kan geseënd wees met health en ander goed, maar die vraag is, iewers in ons lewe, het ons iets in ons lewe wat ons punch. Kom ek verduidelik. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, 2 Corinthians 12 vers 7 tot 9. A messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Nou daai woord, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Ander vertaling sê to buffet me. Nou buffet beteken om by jou te kom, ek het vir jare gestoei en jy kan nie ou stoei as hy ver van jou af is, jy stoei van ou by jou is. Ons het nog die Griek en Roman manier van stoei gehad maar jy het letterlik gesê, wanneer jy begin, gryp jy mekaar. Nou, hierdie woord buffet beteken iemand wat jou in 'n stoeigreep vas het en jou begin slaan van alle kante af. So hy het jou vas en hy slaan jy, hy plummet jou, hy slaan jou terwyl jy voel jy word, jy is surrounded. Dit voel op die houe van alle kante af. Maar dis partykeer hoe storms in ons lewens voel. Dis nie net, ons lees van die huis wat op gebou is op klippe, die woord sê die storm het gekom en die storm was van die kant af, en naderhand sê dit die storm is van bo en dan is die storm van onder. En baie keer voel dit, Here, waar is hy? Want dit voel net of alles van alle kante af my surround. En jy moet staande bly. Want partykeer is jy die sterk geestelike een wat vir almal preek. Maar wat doen jy as jy vir almal kan bid, maar jy kan nie vir jouself bid?
As jy vir ander bid, gebeur daar iets, wat jy vir jouself bid, dan voel ek, wat nou? Nou, hier sien ons, dat ons, en daar is soveel interpretasies. Ek weet, ons het al op 'n Bidweek Connect ook hieroor gepraat, maar soveel interpretasies, wat was die wonderfeit? Was dit 'n demoon geweest? Maar as dit 'n demoon was, ek bedoel, Paulus was gesalfde, geseënde van die Here. Hy sy lewe, ek bedoel, hy was letterlik een keer dood en hy het Jesus lewendig gesien en hy was opgeruk tot in die hemel. Ek bedoel, hoe kon dit 'n demoon, hoe kan lig en duisternis dieselfde vertrek wees? Party sê, dit was 'n siekte wat hy onder leer gehad. Party weer glo dat, onthou, hy was 3 keer gegeesel gewees, die volle 39 houe. So, daai goeders het stukke vleis uit jou liggaam uitgeruk, hulle het jou kaal uitgetrek en die helfte van die houe was voorgeslaan, die helfte van die houe was agter. So weet hy was 'n paar keer gestenig, soos hulle jou gestenig is, het hulle jou net so 'n klein klippie gegooi nie, hulle die laaste van die steniging het hulle so 'n bolder op jou kop gegooi. So kon dit gewees het, hulle het nie plasties chirurgie in daai tyd gehad nie, kon dit gewees het dat hy soos Frankenstein gelyk het, so anointed was, maar as gevolg van die beatings wat hy deur die lewe gekry het, dat daar niks menswaardigheid van hom oor is, die wat op 'n tyd toe sê, although in appearance I'm lowly among you, kan dit wees? Ons weet nie, maar ons weet dat mens partykeer het jy al die staf, maar jy het no peace, en partykeer het jy no peace, maar jy het al die staf. Partykeer bid ons vir staf en jy het nie vrede nie. En partykeer het ons vrede, maar jy het al die staf. Of jy het niks staf. So, ek praat myself hier in kan. So, you can have all the stuff and no peace, or you have all the peace but no stuff. En dis hoe dit baie keer in ons lewe gebeur. En ek sien hier so Paulus kom en ek weet nie hoe, ek besef wat hy moet ervaar, want partykeer is jy is die pyn in jou privaat lewe so seer, in jou eie ek so seer. Maar as gevolg daarvan voel jy humiliated in die publiek se oog, as gevolg van die pyn wat jy voel, Here, hierdie ding vang my so erg, dat dit my breek van binne, maar dit breek ook my menswaardigheid daar buite. Kan ek nie net hierdie area herstel, sodat ek sterker kan wees van binne na buite. En ek bedoel, Paulus hy was gestenig, hy was gegeesel, hy was hoeveel keer in die tronk gewees. Selfs op sy einde van sy lewe het hy nog geskryf vir Timoteus, toe sê hy, bring net vir my papier, want ek voel ek nog 'n preek binne in my wat moet uitgaan. En toe sê hy daar, and if you are searching for me tomorrow, my lewe gaan uitgegiet word soos rooi wyn op die grond. Hy was in die tronk met sy sterwe, sy hele lewe het hy gevarieer. Sy hele lewe het hy gewaai, ek besef, as ek so luister, dat ek eenmaal is daar niemand vrygestel op aarde van pyn. Gaan ons allemaal pyn hê? Gaan ons allemaal teleurstellings hê? Gaan ons allemaal partykeer so geskit en gebuffet wees, dat jy soos Rocky voel? Onthou julle Rocky, toe hy uitgeslaan is, deur Rocky Balboa, wat hy uitgeslaan is, deur hy rus, en hy lê en hy dink, ek gaan net lê. As ek net gaan lê, gaan dit miskien oor wees. As ek net gaan lê, gaan die pyn verby wees. En hy wil lê en sy coach skree van, stand up you fool, stand up. Stand up you fool, it's not over yet. Stand up. En ek dink, wat gaan in 'n mens van, die woord van die Here sê, onthou the righteous fall 7 times, yet he shall stand up again. En later kom hy in die opvolg van Rocky se hele sequel wat daaraan gekom het, kom hy by die jong Lighty, en hy sê vir die Lighty, in life you will get so much punched around,
But it's not how hard the shots are when you fall. It's how many times you stand up. It's not how big the battle is in the dark. It's not how big the dark is. How big the battle is for the dark. It's how big the battle is inside of the dark. Maak nie saak hoe groot die hond is nie. Maak saak hoe groot is die grootheid binne nie. Kyk die stappies. Ek bedoel, hulle gaan fight, ja. Is Chihuahua. Chihuahua. So, ek bedoel, hulle noem die terriertjies nie vir die terriers nie. Maar ek besef, partykeer voel het, partykeer moet ek die besef sê, en ek sê vir ons almal dat God is just, although you feel God is not fair. Kom aan, ek gaan dit weer sê. God is just, although sometimes you feel God is not fair. Selfs Paulus lê op die grond, en ek bedoel, Paulus, as ons met Paulus praat, Paulus het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy was 'n Greek of Greek en 'n Hebrew of Hebrew. Hy was deel van die Sadduceeërs. Hy was 'n groot kabous. Hy was anointed. Hy het kennis gehad. Hy het Jesus gesien. Hy het gepreek oor die Heilige Gees. Hy het vir ons Galasiërs 5 gegee oor die vrug van die Gees. Hy het vir ons Efesiërs 6 gegee oor die wapenrusting. Hy het met ons gedeel in Korintiërs dat seated in the heavenly places, far above all principalities, rulers and power. Hy het geteach oor die kruis. Hy het geteach oor die hoofpriester. Hy het gepreek oor come boldly to the throne of grace. Hy het vir ons gepreek oor Christ in me, the hope of glory. Hy het oor ons gepreek oor the power inside. Hy het gepreek oor ruling and reigning. Hy is die een wat gepreek het oor confession. Hy het gepreek oor die weef van die Here. Hy het gepraat van ons autoriteit in Christus. Hy het gepreek 'n hele ding gewy aan 1 Korintiërs 13, die liefde. Hy het vir ons gewy oor die boek van Hebreërs waar almal soveel te kere gegaan het oor offerhandes en offergawes wat gebring moet word so 'n peace garden. Hy is die een wat gepreek het en ons geleer het dat die wegloop lê voor my en ek strek my uit wat voor my is en vergeet wat agter my is. Hy, Paulus, is die een wat vir ons geleer het en die pad vir ons gemaak het oor die hele boek, oor die geloofshelde. Een van my gunsteling boeke van die Bybel. And Abraham, by faith he sacrificed and Abel by faith and Samson. En hy praat oor die geloofshelde. En hy vertel dat die aarde is die aarde het eers besef die mense wat hier was. Dat hierdie mense nie eers die erkenning gekry het wat hulle moes ophaal. Dis alles Paulus. Paulus is gestenig, hy is gekruis, hy het skipbreek geraai, partykeer nie 'n plek gehad om te slaap nie. Hy is in die rug gesteek. Hoeveel van die ouens wat saam met hom sendingreise gegaan het hulle rug gedraai. Hy praat van Alexander die goudsmid. Hy praat van die ouens wat die teenswoordige wêreld lief gehad het en hulle rug gedraai het op sy ministry. Hy praat van Paulus wat alles verloor het, wat van 'n berg afgegooi was, wat in lig geskyn het, wat blind geword, al in die eerste volk gebid. Paulus wat van die berg af opgeroep en gesê, wie is die Here, wat die Christene vervolg was, sy hele lewe gewy, tot op die einde, dat hy self op die einde die tronk was, en tereggestel was. Paulus! En hy bid 3 keer vir die Here, en ek vra vir myself, hy smeek die Here, Here, kan nie dit net van my weg, van hierdie breek my, en die mense wat inluister, wat bid vir 'n werk, die mense wat inluister, wat bid vir genesing, die mense wat inluister, wat bid vir 'n antwoord, wat moet ek doen, waartoe moet ek gaan, wat wil U vir my doen, die mense wat bid vir familielede, die mense wat in siekte toestand is, wat die Here vertrou, vir bonatuurlike genesing, die mense wat bid vir hulle kinders, die paas,
wat bid vir hulle kinders, hier's ma's wat bid vir hulle kinders, hier's mense wat bid vir hulle huwelike, hier's mense wat bid vir finansiële deurbraak, wat sê, Here, ek weet hoe ons hierdie gaan betaal hierdie einde van die maand, maar Here, jy moet vir my deurkom en dit stil. Wanneer, Here? Ek sit met hierdie belofte, ek sit met hierdie profesie, wanneer, Here, wanneer gaan jy luister? Ons klein, ons vry, ons kyk na ons mond, ons bely, ons mond, ons spreek in feit, wat, en Paulus sê nik, Paulus gaan nie in die maan oor dat hy die tronk is nie, Paulus mou nie dat hy skipbreek geleid het, Paulus gaan nie eers en hy sê vir Here, hierdie ministerie is taaf, dit is vol, Paulus gaan nie en hy sê, Here, maar kyk hoe lyk my lyf, kyk hoe lyk my gesig, kyk hoe skeef is my oog, ek het die tande in my mond mee oor die van al die stene gaan, kyk hoe lyk my rug, kyk hoe lyk my arm, kyk wat het ek gesap vir Here. Hy doen nie, hy kan, hy kon dit in Lord, I bring it to remembrance, dit wat ek vir jy gedoen het. Hy kon dit gedoen en hy kon gegaan en gesê, Here, wil is unfair. Ek wys my hele lewe aan nie. Ek bring alles vir. Wat is unfair? Want kyk wat het gesuffer. Kyk wat het deurgegaan. Kyk wat gebeur. En hy doen dit nie, hy bring dit eers op nie. En ek sou gesê, ja Paulus, maar dis jou opening. Hierdie moet jou opening wees, want miskien sal die Here dit sien en hy sal verstaan. En dis nie sy opening nie, hy sê, Here, vat dit weg. Hy huil vir Here, hy smeek die Here, hy bring niks van hy goed op die, en ek sou gedink het, hy sou, want as ek God wat het so gesê, ja, Paulus het vertel, maar as ek die Here nie, wil jy nou sê, die Here het nie gesien. En Paulus huil vir Here, en hy sê, as u net dit van my wegvat, sal dit so amazing gaan, ek sê u so amazing kan dien, ek sal soveel kan doen, ons lees, hy 3 keer gebid, en Paulus is iemand wat dooies opgewek, hy dooies opgewek, as een nou wat aan die slaap geraak het in sy diens, wat van die tweede verdieping afgeval het, dus ek dink, jy was baie goeie preek, en jy was so aan die klap, net kyk, hier dophou, uitgeval, poortes, nergens geval aan onder bos dood, Paulus kom uit, hy sê, ek wil afsluit, kom, ek kom by die dood, hy dra my op, kom die afsluit te koop, dan serieer hoekom hy opgeval het, en hy wegkom by die dood, hy het soveel mense in die dood uit opgewek, nou wat doen jy, as jy die gift het, en jy sien hoe die Here verander ander maak, hoe die Here ander bedien, profetiese woord vader gee, maar wanneer by jouself kom, wat dan? Wat as jy ander kan versterk in die geloof? Wat as jy vir ander hoop kan gee in die geloof? En jy is so right, jy is great, jy help ander, jy is die, jy is die geestelike sterkheid en almal kyk op na jou, maar niemand sien jou traag. Jy moet vir almal wat jy is maas wat inluister, wat vir hulle kinders moet bid, maar die maas sal verself, is vader wat inluister, wat self in hulle areas soveel goed het, die mense in die kerk, julle wat hier sit, en julle kom met smiles en maar die aarde heilig. Mense dink, ek weet het, daar's 'n gedeelte in ons lewe dat ons kan almal fix, maar ons kan nie onsself fix. Ons wil almal help, hoe kan ek dit doen? En Paulus se gebed is so, hy sê, Lord, I'm overwhelmed. Dis wanneer jy nie meer kan nie, jy kan net nie. Jy kan nie, jy weet hoe om op te staan. Waarvoor moet ek opstaan? Waarvoor moet ek aangaan? Waarvoor, vir wat? En hier kom het, en hy bring
sy petisie voor die Here, soos in die court cases, almal al court cases gedoen, mense, ja, en so, en die kop bring hy sy court case voor die Here, but he was overruled. En ek voel, Here, wat hy omgeoverrule, is dit, hy sê, objection, your honor, overruled. Objection, your honor, overruled. Objection, your honor, overruled. And sometimes you have the right to object, but he has the right to overrule. I have the right to complain, but he has the right to overrule. I have the right to cry, but he has the right to overwhelm and overrule. Wat doen jy as God besig? Dit is interessant, as Paulus gebid het vir geld, of rykdom, of goud, of iets daai uit, so ek miskien kan verstaan, dan al vir hom neergesê, maar hy het nie gebid vir geld, rykdom, enigiets, hy het gebid, Here, vat hierdie ding weg. En elkeen van daar agteraf, van Priscilla, recht hier die Monique, ek self, daar is 'n area in ons lewe wat ons die Here pleit, daar is areas in die Here lewe wat ons sê, Here, jy moet ingryp, André daar agter, recht hier, ons kom en ons sê, Here, asseblief, antwoord, Here, asseblief, gee direksie. Johan daarso, ons almal kom en ons kom en ons bid, en ons vas en bid, en ons luister na preek, en ons luister na teachings, maar ons voel overwhelmed. Selfs Jesus, as daar iemand is wat God se mind kon gechase het, moes seker sy seun gedoop wees het, maar hy het niks sondes gehad nie. Maar Jesus het self vir God die Vader gevra en gesê, Vader, as dit U wil is, dat hierdie beker by my verby gaan 3 keer. En God kom en hy kom en hy sê vir hom, hy sê, al wat God sê, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. En ek wonder wat dit is, en ek gaan sit en ek gaan toets, wat beteken my grace is sufficient, want dit klink net so mooi, maar dit maak nie sin. My grace is sufficient for you. Wat beteken dit? Beteken dit, die is nou vir altyd die, gaan daar nooit 'n deurbraak kom nie, moet ek net aanvaar, dis hoe dit is dit wat dit beteken, en ek kry hierdie woord in my gees, I consider my grace before I allow my messenger to say this, that I measured it. I would let you be attacked at this level if I didn't give you enough grace. I wouldn't let you be attacked on this level unless I give you enough grace. It hurts, but I got grace for it. Wat God eintlik hier so sê, is dat hierdie stoel, as ons hierdie stoel in hierdie kerk vat, nee, die ou wat hierdie stoel uitgedink het, hierdie mooi stoel, vir almal, wat kyk ons mooi kerk stoel, so die ou wat hierdie stoel uitgedink het, ek weeg 105, ek weet dit lyk nie so nie, maar dit, ek grap nie, julle grap nie, so, hierdie ou wat hierdie stoel uitgedink het in sy kop gehad, dat 'n gemiddelde mens, 'n gemiddelde man, seker van 130 kilogram hier op kan sit. Ons glo so, ons hoop so. So jy plaas al jou vertroue, dat wanneer jy gaan sit op hierdie stoel in hierdie kerk, al het jy jou diets geskiet hierdie jaar, dat wanneer jy gaan sit, wow, wanneer jy gaan sit, dat jy jou voete oplig, dat die stoel jou gaan op. So God kom en sê, dat hierdie stoel is die situasie wat hierdie gaan, but it's weighted to carry the weight of the oppression that is placed upon it. Ek dink julle het dit gemis. Ek self het my te mekaar gepraat daar. Die stoel is geskep
om enige pressure van weight, van 'n situasie te kan hanteer. So God kom en sê, ek gaan nie toelaat dat iets in jou lewe kom en in jou lewe druk vir iets wat jy die gewig van nie kan dra nie. Want dit wat ek in jou, ek het te veel in jou belê. Ek het deur te veel saam met jou gegaan, dat hierdie situasie se weight jy nie kan dra wanneer dit op jou pres. Dit is goeie tyd om amen te sê, sal ek sê op daai. So, Deuteronomium 33 vers 25. So ek deur 'n moeilike tyd gegaan het en ek regtig die Here moes vra wat gaan aan, waartoe, hoe nou, wat se pad, wat se rigting, al daai goeders, want daar kom 'n tyd in ons almal se lewe dat ons aan 'n skrif moet vashou, aan iets moet vashou. Want mense, dit gaan nie help jy gee op die Here nie, want dan beteken dit jy los alles in jou lewe op chance. En dan kan die vyand waak met en die woord sê en hy kom om te steel en te vernietig en te destroy. So dan los jy alles in jou lewe op chance of in die vyand se hande. So om op te bid vir jou kinders, los jy hulle in chance. Of jy los hulle in die vyand se hande. Maar terwyl jy nog kan bid en vertrou in die Here, weet ek as gevolg van my vertrou in die goedheid van die Here, weet ek, tough times doesn't last, but tough people do. Ek weet nie, 2025 was 'n jaar, ek het nie gisteraand gepraat, wat mens letterlik skuddings van alle kante af ervaar. Wie het so gevoel hierdie jaar? Dis nie, jy challenges gehad wat jy nog nooit geweet het in jou lewe. Ek moes partykeer hier profeteer vir mense en dan sê Here, ek vat hierdie profetie vir myself ook. Hier was kere wat ons uitgeroep het, ons het een Woensdagoggend so gebid, ek het sê, dit was hierdie Woensdag, en ons, ek hoor die gebeure opgaan, en ek hoor donder weer in die geesteste wêreld, maar ek sien nie daai breakthrough nog manifesteer nie. Kan nog niemand. En ek dink, Here, wat weer my regte pad. Ek het die protokol reg gehad, die regte woord, ek het die regte dit. Ek weet, ek kon voel in my gees, ek sê vir Skatebol het jy gevoel, the heavens move, en sy sê, she saw the heavens move, en ek sê, wat sê die weer? En ons, wat sê die weer? En niks het vader nie. Mense kan nie voor julle hierdie ding preek, as ek het nie beleef vir my eie lewe. Ek weet hoe hard ek voel. Ek weet hoe dit voel om partykeer net te sê, Here, kom haal my. Ek is een van die ouens wat dit al gebid het. Ek het al vir die Here gesê, ek sal die halfpad ontmoet. Wat jy nie, so present, you just wanna die, jy wil net, Here, kom haal my, dit is okay. Ek het nog met die Here gepraat, sy sê, Here, I'll just ask in remembrance, ek is 24 jaar in ministry, ek het hierdie gesacrifice, geoffer en alles, as jy my kom haal, is dit alright, al het ek nie alles gedoen wat ek moes gedoen het, dis alright, jy kan my kom haal, ek is alright, solang ek net saam met jy is. Because the buffeting, raak nie te veel, it feels like you're gonna die. Dit partykeer maak nie sin. Ek het al vir die Here gesê, Vader, ek is so lief vir, maar U maak nie sin. Ek verstaan nie, hoekom gee jy beloftes vir die mense, en ek sien van die mense, ek selfs hier in die kerk, mense wat inluister, ek sien, waarop hulle die Here vertrou, want in hulle is dierbare kinders van die Here, hulle vertrou die Here, soos paas hierso vertrou vir hulle kinders, by die Here uit te kom, beteerbrok en alles te kry, en ek sê, Here, maar as die paas en die maas van hierdie gemeente so oor hulle kinders voel, hoe moet die nie oor ons voel? As die woord sê, you are the daddy above all daddies. En alles wat hier die Vader vra, en alles sal die goede meedry, en die wat die Here, and if anything you ask in the Father, my name, He shall be given unto you. Goed, en wat van dit? En nou sien ons hier met Paulus,
dan hy sê, en hy sê, but the tribulation. The tribulation that I went through, die trials and tribulations. Later skryf Paulus dat hy sê, and I count it as joy for all trials and tribulations that come over. En ek sê, ek wonder, hoe kan jy die joy as tribulation na jou pad? Hoe kan jy sê, dit gaan goed met my, as het wil en sleg gaan? En, hoe kan jy sê, I count it as joy for all trials and tribulations? Maar, dit is soos op te sê, Romeise sê, pas nie by mekaar, dees nou kreeg, maar, dit sê, chocolate is sleg, come on, dat is berecht. Jy kan nie goed by mekaar, en hier kom hy en sê, I can in a joy for tribulation, en dit pas nie by mekaar, maar tribulations is fout, dit is seer, dit slaan nie uit mekaar uit, dit skit jou geloof, dit skit jou vertroue, dit laat jou twyfel in die woord, dit laat jou twyfel in die liefde van die Here, en die duivel staan en lag, want jy verloor jou passion, jy kan nie jou hande oplig, jy staan, jy is skis. En hy sê, I count it as joy for all tribulations. En ek wonder, Here, maar hoe kan dit dan wees? En hy sê, en hier kom dit, en hy sê, that you endure because he is going to increase your gift, and he is going to increase your weight load, and he's going to increase your strength, because your trust level is that what is tested. So wanneer tribulations op ons pad kom, ek wil eerlik vir u sê, ek besef en ek weet dit in my gees, dat wanneer die oorlog op sy tafste is jy partykeer die naaste aan breekpunt. Dis partykeer net wanneer ons opgee. Van elke mens hierso, ek hoor, het 'n breaking point. Daar's 'n gedeelte in die woord wat hy sê, gaan lees dit op, gaan soek dit, gaan vra vir Siri, gaan vra vir Google, dit staan daar. And it took me through my breaking point. So ek is by die breaking point. Ek het gebreek. Daar's 'n gedeelte in die Bybel, gaan kyk het. Daar staan 'n gebreekte riet sal hy nie verwerp. Maar by die reuk van water sal daar vasheid wees. Water is altyd die Heilige Gees. By die reuk van water, 'n geknapte riet. Maar hy staan, he take me through the breaking point. En elkeen van ons het 'n breaking point. Daar's 'n punt waar sê, Here, genoeg. Here, dit is genoeg. Here, ek kan nie. Wat gaan jy doen? Wat gaan ons vir die huis doen? Wat is die antwoord? Dit is stil. Mense, ek het al tot 3 uur in die oggend gebid, gehuil, ek het al lied oor my gooi, ek gebid, gesalf, maar daar's oliemerke teen daai huis, my kamer hier gewees, toe ons die huis verkoop is, ons daai hele kamer oorverf, ons kan nie nou oliemerke kry, maar ek het alles gesalf in my bed gesalf, my oor gesalf, my oor, ek het alles gesalf, begin hy nou gaan die Here, maar die Here nog steeds nie gaan. Wat doen jy al die tricks of die trade? Jy het al die kennis, jy het alles, Paulus het alles gehad, het daar is van die Nuwe Testament geskryf. Hy het alles geweet, vertel oor die Heilige Gees, hy het Jesus lewendig gesien, hy het Jesus gesien, hy was in die hemel, hy het alles gehad, hy het alles verstaan, hy sien die heavy things in warfare, spiritual warfare, claiming, reigning, hy het alles verstaan, maar hy kon nie vir my antwoord kry. En weet jy wat kom aan? Hy sê, I trust God that if he can take me to it, he will take me through it. I trust God because he's a good God. En miskien weet die duiwel iets van jou wat hierna gaan gebeur wat jy nie weet. Your next glory, more glory. En dat al wat die Here vertrou vir jou op hierdie oomblik is, al maak dit nie sin nie. Dis soos, toe die Here vir Abraham gesê om sy seun te gaan offer, Isak te gaan offer, het die Here vir hom gesê, gaan maak jou seun dood. Amen, dit is so net, hy het vir hom gesê, gaan offer jou seun.
Dit was die laaste ding. Maar terwyl hy afgekom het met sy mes om hom te offer, sê die Here vir hom, stop. Nou baie keer gebeur dit, wanneer ons in 'n tipe seerplek is, dat ons ophou luister. Maar as jy juist by 'n afkomslag, wat jy die laaste het, that you have to kill that what you love. Dat jy later aan die grootste prys opgee, dat Here nou die alles gevat. Dis by 'n afkomslag wat jy jou Isak offer, mense, elkeen van ons het Isakie. Nou, Here, as jy aan dit vat, dan is daar niks meer. Here, as jy hierdie skit, is daar niks. Dink, wanneer jy Isak offer, is God se grace daarom vir jou te sê stop. Dis 'n ander way. En wanneer jy deurkom, gaan jy die Here vertrou op 'n nuwe level wat jy nooit gehad het. Wanneer jy deurkom, moet jy weet dat every person, elkeen in hierdie gebou, every person has a like to die moment. Klink verskriklik om in die kerk te sê, maar every person here has a like to die moment. Ag Here, kom aan. Dis okay. Maar ek wil vir u sê, every setback has a comeback. Ek wil vir u sê dat moenie quit nie. Want die woord van die Here sê that even if you go through the fire and the water, I will be with you. Because my grace is sufficient for you. Every problem, every test, every fear, every storm, I will bring you through it. Amen. Because God cares for you. Amen. Ek gaan vir almal 'n gebed doen. Ek gaan met volgende week se Catch the Fire, ek voel net in die gees, ek moet nou vir mense bid, en ek gaan sommer bid also, ek sal met die Catch the Fire, sal ek klaarmaak van, wat doen mens, wanneer God nee sê, wat sou respond. Hierdie was dan nie die inleiding gewees, maar volgende week gaan ons profeteer, volgende week gaan ons bedien, en ek gaan 'n kort tydjie net deel van, okay, what now? Because it's never over until it's over. Daar's groot, ons het dit nog in die rugby cirkels het hulle gesê, it's never over till the fat lady sings. Nou julle dan, maar ek wil regtig vir u sê, as ek my geloof in God verloor, dan plaas ek my geloof of in Satan of in Charles. Maar die Bybel sê vreeslik is dit om te val in die hand van die lewende God. Ek hou eerder by geloof in God, en ek weet, ek bid vir 'n man, maar ek gaan 'n man kry, of ek bid vir 'n vrou, ek gaan 'n vrou kry, of ek bid vir 'n werk, maar ek weet dit is daar. Ek bid vir finansiële breakthrough, ek weet dit is daar. Ek bid vir ingryping in my werk, ek weet dit is daar. Somewhere in the future, but I look much better than I look right now. I'm somewhere in the future and I look much better than I look right now. Ek is nie waar ek nou is nie, en ek het te ver gekom om op te gee. Die Bybel sê, although I walk through the valley of the shadow of death, it's just a valley. Kyk, uit die begin en uit die einde. Hy gaan klaar, tough times doesn't last, tough people do. Dit gaan eindig, maar iets wat Paulus op gesê te sê, maar as ek dit roem ek op dit wat ek deurgegaan het, my vertrou in die goedheid van die Here. Vertrou in die goedheid van die Here. Want God never failed me yet. So ek wil vir u vra, kom ons staan op almal daar by die huis ook. Okay, staan. Ek wil hê, vat aan iemand. Gaan raak, ek kom net in agreement, iemand langs jou, om jou, by jou, kom net in agreement daarso. Mens die rede hoekom ons aan mekaar raak is net om te weet dat jy nie alleen in hierdie situasie is. Dat jy nie alleen nie deurgaan nie, dat elkeen van ons, iewers somewhere in our private life, we battle something. Ons fight iets. Miskien in baie areas gaan dit amazing great, maar iewers in jou lewe is daar area wat jy gebammel word. Daar's 'n area wat jy slaaplose nagte gee, wat jy daar's 'n area in jou lewe
wanneer jy stil word in die dag, dan dink jy daaraan, dan bepeins jy dit, dan wonder jy daaraan, dan wonder jy hoe, dan vra jy hoe, dan daar's 'n area in jou lewe dat wanneer jy nie kan slaap, jy rondrol in die bed, dan is dit daai area wat jou bang het, wat jou slaap, wat jou jy is heeltyd bewus daarvan, soos jou skaduwee. Jy kan niks daar doen nie, maar jy weet hy is daar. As jy aandag gaan gee om te kyk, jy weet is daar. En dis so in ons lewe ook, en ek wil vandag, terwyl ons hande vashou hier, gaan ek vir almal by die huis ook bid, almal wat hierso ook bid, ek gaan 'n gebed oor julle spreek. Father God, for those who are at the end of their run, I pray now in the name of Jesus Christ that you will increase their strength. For those who are about to faint in their faith, increase their might. For those who feel like at this moment that they have a to die moment, that are begging you to take them out, I pray, Lord, that you revive their souls, revive their faith, revive their tenacity. Father God, I pray that I rebuke in the name of Jesus Christ every darkness, every demonic order that's been released in the heavens, on earth, underneath the earth, that come against them in the name of Jesus Christ. I renounce those orders. I break the power of that demonic order, and I bring forth the power of God, and I bring forth that what heaven declared over their life. Father God, I pray that you be glorified, and that I can now come in Jesus' name, and I release peace, I release power, I release wisdom, I release, Father, that every storm shall be at peace. I pray, Lord, for tenacity in their lives. I pray, Lord, that I will stand in faith. I pray now in the name of Jesus Christ that you be glorified from this moment forward in their lives. In Jesus' name I pray. Amen en amen. Almal sê amen. 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 Dankie vir almal wat ingeluister het. Dankie. Hoop hierdie boodskap het julle gebless. Dankie vir almal wat saai ook in die ministry. Ons waardeer dit. Ons bid 100voudige saad op julle finansies, op julle besigheid, op julle huis, julle huishouding, in elke area in julle lewe. Bless ons julle en ons seën julle. Ons waardeer. Kom ons share hierdie boodskap. Kom ons like dit, kom ons post dit. Kom ons stuur dit uit vir mense daar buite. Waardeer julle, much love. Blessings en vrede vir julle.